Numeri 14, vers 8. Die verspieders wat terugkom uit Kanaan uit. 10 sê, hulle is te sterk vir ons. 2 sê, ons kan. Nou hierdie is die 2 wat praat, vers 8. Numeri 14, vers 8. As Jahwe 'n welbehae aan ons het, dis die verspieders wat praat, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen Jahwe opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Nou, die ander 10 het klaar vertel hoe verskriklik groot hierdie is. Hierdie 2 sê, God is met ons. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en Jahwe is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Okay, kyk nou in jou geestesoog na hierdie toneel wat jy afspeel. Hierdie 12 verspieders kom terug. Hulle het nou die land verken, 40 dae. 10 van hulle sê, dit is onmoontlik. 2 sê, ons gaan oor hulle loop. God is met ons. Wie is die partye hierso? Dis die 12 verspieders, die volk van God, kan ek maar sê, en Moses, en wie nog? En God. Ons moet dit sien. Hier gebeur hierdie gebeurtenis, en God is teenwoordig met 'n afwagting om te hoor wat die verspieder sê, om te kyk hoe die volk optree. Want dis wat hier gebeur. Vers 10. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Wat is die volgende ding wat gebeur? Toe hierdie 2 sê, ons kan hierdie volke vernietig. God is met ons. En die hele vergadering sê, gooi hulle met klippe dood. En wie tree op? Maar die heerlikheid van Jahwe het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Die heerlikheid van Jahwe. En toe is hy in hulle teenwoordig. Daarop het Jahwe aan Moses gesê, en hier is woorde. Elke keer woorde, die verspieders het gesê. En toe die hele vergadering gesê, en toe het Jahwe aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag? Hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei, en ek sal jou 'n groter en 'n sterker nasie maak as hulle. Daar's Vader se besluit. Hy sê, met hierdie geslag gaan ek nêrens nie. Ek gaan almal doodmaak. Pes gaan nakom en almal is dood. Maar uit jou, Moses, sal ek 'n nuwe nageslag maak. Is dit wettig? Ja, dis wettig. Want dis die nageslag van Abraham, Isak en Jakob wat deur Moses net sal aangaan. Dis wettig, hy kan dit doen. En wat sê Moses? Nou is ek op dieselfde vlak as Abraham. Al die nasies sal uit my uit voortkom. Want dis wat Moses sê. Toe het Moses aan Jahwe gesê, hier word weer gepraat. Maar die Egiptenaars het gehoor dat u deur die krag hierdie volk onder hulle uit laat optrek het. En dit aan die inwoners van hierdie land gesê. Hulle het gehoor dat u, Jahwe, in die midde van hierdie volk is. Dat u, Jahwe, duidelik waarneembaar verskyn. Dat u wolk voor hulle staan. En u in 'n wolkkolom voor hulle uittrek bedags. En 'n vuurkolom by nag. As u nou hierdie volk soos een man ombring, dan sal die nasies wat die tyding aangaande u gehoor het, spreek en sê, omdat Jahwe hierdie volk nie kon inbring in die land wat hy hulle met 'n eed beloof het nie, het hy hulle in die woestyn omgebring. Hy tree in vir die volk en hy sê vir Vader, dit is wat aan die gang is. Hierdie is die partye, dis wat gesê is, dit het gebeur, dis die gevolgtrekking, as 'n Vader dit nie weet nie. En hy sal weet nie. Maar hy wag vir Moses om dit te sê. En Moses tree in vir die volk. Vers 17, laat dan tog die krag van Jahwe groot word, soos u gespreek het, deur te sê, Jahwe is lankmoedig. Hy sê, Vader, hier is die oortreding van die volk, hulle is skuldig, maar hier gaan die gevolge wees as u hulle vernietig. Die nasies gaan sê, wat God het hulle net doodgemaak. Maar, Jahwe, u is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en die oortredinge vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag. Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van die goedertierenheid. En soos u hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Vers 20, toe sê Jahwe, ek vergewe volgens jou woord. Nou die belangrike is weer, neem waar die betrokkenheid van al die partye. Neem waar Vader se betrokkenheid. Hy wag ook dat die verspieders terugkom en vertel.
En hy luister, en die eerste 10 het hom seker woedend gemaak, en hy waardeer die 2 wat sê, maar ons God is baie magtiger as hierdie. En dan sien hy die optrede van die volk, en dan word hy geweldig kwaad. En hy sê, ek gaan hulle vernietig. En dan sê Moses, maar dink jy nie, dis slegte plan nie. Dink jy nie, die nasies gaan met die spot, vir die laag. Sê, jy het nie vermoë gehad om die volk in die beloofde land in te vat, nie ten spyte daarvan dat jy so magtig opgetree het nie. En onthou dat u is goedig en groot van goedertierenheid. Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk. 20, toe sê Jahwe, ek vergewe, volgens jou woord. Wanneer ons bid, is dit woorde in die lug? Is dit ek bid want ek moet? Sê ek my woorde gaan in die plafon vas? Dit kan nie. Dis onmoontlik dat God nie kan hoor nie, hy hoor alles. Maar wat bid ons? Kan ons iets leer by Moses?